Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Yahweh nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Yahweh, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Hierdie afgode sal vergaan. Hierdie afgode sal vergaan. Hy sê in vers 11, so moet julle, kyk hierso, ook in die 21ste eeu, vir hulle sê, die gode van die hemel en die aarde, hy sê, die gode wat die hemele en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af, en onder hulle hemele uit. Vers 12, hy, Jahwe die Almagtige, wie die aarde gemaak het, hy het net gespreek, deur sy krag wat die wêreld gegrond het, deur sy wysheid en die hemele uitgespan het, deur sy verstand, hy het alles geweet. Vers 13, as hy sy stem laat hoor, is daar 'n geruis van die waters in die hemele, en hy laat dampe opgaan, halleluja, luister hier na plaasboere, luister, en die eindes van die aarde, hy maak bliksems vir die reën, en laat winde uitgaan uit sy voorraadskure. Wanneer ek die bliksemstrale hoor slaan en die donne weer, dan weet ek dis Jahwe wat voorspoed stuur uit sy voorraad kamerskure, halleluja. Vers 14, elke ongeredde mens word dom, sonder kennis. Elke goudsmid staan beskaam deur die gesneeuwde beelde van sy gegote beelde is 'n leuen. En daar is geen gees, kyk my vingers, of 'n Ruach HaKodesh in hulle nie. In daai bome en daai goed, daar's geen gees daarin nie. Nietige afgode, vers 15 is hulle, werke verspotterne ny. Die tyd van hulle besoekinge na Kerstyd, gaan hulle tot niet, hulle word weggegooi op ashope tot volgende jaar. Vers 16, Jakob se deel is nie soos hulle, hierdie kersbome nie, want hulle, Jahwe die Almagtige, is die vormeerder van alles, en Israel is die stam van sy erfenis. Jahwe Almagtig van die leerskade is sy naam. Wat is u geleer is sy naam? God, Here, Vader, Jahwe, Jehovah, wat nog? Wat sy naam? Laat u laat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, die sielsdimensie ondersoek. Verwyder hierdie afgode uit jou huis. Kyk wat beveel die profeet. Jeremia 10:17. Tel jou pak goed op, van die grond af op. Hierdie baalvoorwerpe, wat nie self kan loop nie. Jy wat die belering of geestelike gevangenskap vertoef. Jy wat in belering of geestelike gevangenis vertoef. Die belering of geestelike gevangenskap van godsdienstige tradisies en oorleweringe, moet dit nie vir jou kinders verder leer nie. Die profeet Amos waarsku hulle vroegtydig. Luister wat sê die profeet Amos. Weet die wat die dag van Jahwe die Almagtige verlang. Wat sal tog die dag van Jahwe die Almagtige vir julle wees? Sal dit duisternis wees en geen lig nie? Dis beskryflik, né? Vers 19, Amos 5:19. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak, dis verby met jou. Of hy in die huis, of hy kom in die huis en hy leun met sy hand teen die muur, en 'n slang byt hom. Jy praat van bad luck, ongelukke. In die dag van Jahwe die Almagtige, is die dag van Jahwe die Almagtige nie duisternis en geen lig nie? Ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Dit wat jy sopas gelees het, spreek van die grootste oordeele wat Jahwe die Almagtige. Waarom? Kyk hoe verduidelik Jahwe die Almagtige dit vir ons, selfs in hierdie 21ste eeu. Ons moet toelaat dat die woord met ons praat. Jahwe die Almagtige haat julle feeste en julle feestydde. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Amos 5 vers 21. Ek,
Jahwe die Almagtige, haat en versmaad julle feeste, julle Saterne feeste. En er geen welgevalle in julle feestydde nie, selfs in die 21ste eeu. Vers 22. Want al bring julle vir my, dis Jahwe Almagtig, brandoffers saam met julle spysoffers. Wat beteken dat julle ook in die 21ste eeu die beste godsdienstige bedoelings het. Ek, Jahwe die Almagtige, het daar geen welbehae in nie. Ek, Jahwe die Almagtige, het daar geen welbehae in nie. Jy kan nie sonne versier en mooi maak met liggies en goed, soos jy wil. Dit bly sonde. En die dankoffers van julle vetgemaakte kalwers, sien ek Jahwe Almagtig nie met welgevalle aan nie. Hy stel nie daaraan belang nie. Hy stel nie daaraan belang nie. Hy wil niks daarvan hê nie. Hy wil niks daarvan weet nie. Al die kersliedere, Amos 5:23. Verwyder van my, Jahwe die Almagtige, die geraas van julle liedere, al hierdie kersliedere, want dit is 'n werklike liedere tot die Baal afgode, soos ons nou reeds weet. Jahwe die Almagtige verklaar verder, en na die geluid van julle harpe, julle kersmusiekte instrumente, wil ek nie luister nie. Hy stel nie in dit belang nie. Hoekom? Want julle sing van dinge wat nie gebeur het nie. Julle sing van herders op die velde, skaapwagters. Julle sing van 'n slee, van takbokke, en van 'n ou met 'n baard, en met rooi klere en geskenke. Hy het nie behaag daarin nie. Ek wil nie na dit luister nie. Jahwe die Almagtige laat ons ook in die 21ste eeu verstaan, dat dit hom nie behaag nie.